Goeiedag, hiermee ons daaglikse brood, waar ons, soos Yeshua ons leer in Matteus 6, Vader vertrou vir ons daaglikse brood. Sover het ons gesien, 'n tsitsie is 'n teken van liefde en gehoorsaamheid. Hierdie is gedeelte 3, die waarheid oor tsitsie. Ja, Numeri 15 vers 37 tot 41 beveel Abba Vader die kinders van Israel om tsitsies, klossies, aan die hoeke van hulle klere te dra, as 'n daaglikse herinnering om sy opdragte te gehoorsaam en nie hulle eie begeertes of wat vir hulle mooi lyk te volg nie. Ons het gesien die woord tsitsie beteken ook haarlok en bestaan uit 5 Hebreëse letters wat saam 'n geestelike prentjie teken van iemand wat in nederigheid en gehoorsaamheid saam met Abba Vader wandel, wat gevorm en gevou en gelei word deur sy skeppershand, wat vasgeanker is in geregtigheid en gemerk is met sy teken van verbond en verlossing. Dis 'n prentjie van disippelskap, identiteit en gehoorsame wandel in waarheid en genade. Elke tsitsie het ook 'n blou draad in, het ons gesien. Hierdie blou draad tekalet, wat ons aan Yeshua, ons koning, wat sy koninkryk verlaat het en saam met ons kom tabernakel het, laat dink. Hierdie blou kleur was ook gebruik in die klere van die hoëpriester en die priesters. En vandag is ons volgens 1 Petrus 2 vers 9 'n koninklike priesterdom, geroep om afgesonder en gehoorsaam om hom te leef, om te verkondig die deugde van hom wat ons gered het uit die duisternis na sy wonderbare lig. Die tsitsie is dus nie net 'n mooi tossel nie, dis 'n visuele, geestelike herinnering aan Abba Vader se woord, aan ons identiteit in hom en aan ons roeping om heilig en gehoorsaam te leef. Die tsitsie is soos 'n liefdeslint van die bruidegom aan sy bruid, 'n sagte herinnering aan sy beloftes, sy liefde en ons keuse om getrou te wees. Maar saam met hierdie teken is daar ook 'n waarskuwing. Moenie jou eie hart of oë volg nie. Dis 'n beskerming teen dwaalweë. Hoekom waarsku Abba Vader ons? Want die vyand probeer hard om ons te mislei met mooi dinge en halwe waarhede. Maar as ons die woord bepeins dag en nag en onthou, help dit ons om versoeking te weerstaan en op die regte pad te bly. Maar die tsitsie is nie net 'n herinnering nie, dit is ook 'n openlike teken van aan wie jy behoort. In Numeri 15 vers 39 tot 40 sê Abba Vader, as julle hierdie tsitsies of klossies sien, moet julle aan al die gebooie van Jotawawai dink en dit doen, sodat ons vir ons God heilig afgesonder mag wees. So Abba Vader wil hê ons moet gehoorsaamheid en heilig wees, en dis waartoe hy ons roep, en deur sy gebooie daaroor te dink en dit te doen, word ons ook dan gestroop van afleiding en word ons verbind tot sy wil. Dan motiveer Abba Vader ons deur te sê in Numeri 15 vers 41, ek is Jotawawai, julle God wat julle uit Egipte land uitgelei het om vir julle God te wees. Ek is Jotawawai, julle God. So Abba Vader herinner die kinders van Israel van hulle verlossing. Hy het hulle nie net uit Egipte gehaal om vry te wees nie, maar om sy volk te wees, om syne te wees. En daarom, gehoorsaamheid is nie om Abba Vader se liefde te verdien nie, maar 'n antwoord op wat hy reeds gedoen het. So Abba Vader se herhaling van ek is Jotawawai, julle God, onderstreep sy gesag, sy liefde en verbondsverhouding met hulle as ook met ons, want 1 Korintiërs 10 vers 11 sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Abba Vader gee vandag nog steeds vir ons riglyne wat ons help om getrou te leef. Sy riglyne is nie 'n las nie, maar is 'n hulp. Abba Vader roep ons, net soos die kinders van Israel, om tot gehoorsaamheid uit liefde uit. En ons moet leer om nie ons eie harte en oë te volg nie. Dit lei dikwels tot sonde. Ons harte moet aan Abba Vader onderdanig wees. En soos met die kinders van Israel is ons ook gered met 'n doel, om aan hom te behoort,
Daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 3 en 1 Korintiërs 6, sê hy, maar weet julle nie dat julle liggaam is die tempel van God nie? Hy het dit ten duurste gekoop. In Bybelse tye was die soem van 'n kleed nie net 'n stuk materiaal nie, dit het iets gewys van wie jy is. Dit het jou gesag, jou status en identiteit aangedui. Dit was 'n simbool van jou persoonlikheid. Vandag sien mense dikwels, sê maar voertuie of klerehandelsmerke of armbande as iets wat hulle oortuigings en persoonlikheid uitdruk, amper soos 'n eksterne teken van wie hulle is. Sommige mense dra kruise. Sommige mense dra WWJD, What Would Jesus Do armbande, of armbande met Abba Vader se name, of seëninge op, of hangertjies met sy naam op. En Abba Vader leer ons 'n metode in Numeri 15 om dit te doen aan die soem van jou klere. Ons sien ook in die Bybel hoe die soem van klere 'n belangrike rol speel in verskeie verhale. Want sien, in daardie tyd het die soem van jou kleed wettige betekenis gehad. Dit het jou identiteit bevestig en selfs 'n regtelike funksie vervul. Dit was veel meer as net 'n mode-item. En die tsitsi is deel van die soem of hoek van 'n kleed. Die Hebreëse woord is kanaf, soos ons gister gesien het. Nou in die woord lees ons van koning Saul wat besluit het om Dawid dood te maak. Dawid, wat sy skoonseun was, moet vlug toe, saam met sowat 600 manne na die suidelike woestyn van Israel, naby die Dooie See, in 'n plek wat vandag Engedi genoem word. Ons lees van die verhaal in 1 Samuel 24. Dawid en sy manne gaan kruip weg in 'n grot, en terwyl hulle daar wegkruip, kom koning Saul dieselfde grot in. Hy wou hom net 'n bietjie verlig, en weet glad nie Dawid en sy manne kruip weg in die einste grot nie. En terwyl Saul besig is, sluip Dawid stilletjies nader en sny 'n stuk van Saul se kleed se soem af. Hy sny die hoek af, die deel wat gesag en identiteit simboliseer, die kanaf met die tsitsies op. Maar so voel Dawid skuldig en sê hy moes nooit die gesalfde van Abba Vader so behandel het nie. Maar toe Saul later uitvind wat gebeur het, sê hy vir Dawid, nou weet ek, jy sal koning word, Dawid. Wat beteken dit? Jy sien, in daardie tyd was die soem van 'n kleed baie belangrik. Dit het nie net status gewys nie, maar ook koninklike gesag. Om iemand se soem af te sny was soos om iets van hulle identiteit en posisie weg te neem. Die soem van Saul se kleed was nie net 'n stuk materiaal nie, dit was 'n simbool van sy koninklike gesag. Saul was 'n aangestelde van Abba Vader. Toe Dawid daardie stukkie afgesny het, het hy vinnig besef dat dit nie sy plek is om Saul se gesag weg te neem nie. Dawid het verstaan, net Abba Vader stel aan, en net hy neem daardie posisie van gesag en autoriteit weer weg. Selfs al het Saul verkeerd opgetree en Dawid probeer doodmaak, het Dawid geweet dat hy nie die reg het om teen Abba Vader se gesalfde op te tree nie. Dit is Abba Vader se besluit, nie die mense nie. Maar toe Dawid dit afsny, later het Saul dit gesien as 'n teken van Abba Vader, dat sy koningskap oorgegaan het na Dawid toe. Dan onthou ook vir Samson. Toe Delila Samson se hare afgesny het hy sy krag verloor. Want onthou, die woord tsitsi beteken ook oorspronklik haarlok. En dit is simbolies, want Samson se hare was 'n teken van sy verbond met Abba Vader as 'n Nasareër van geboorte af. Delila was wat sy naam misleiding, verleiding en die afsny van toewyding aan Abba Vader voorstel, het dus nie net Samson se hare afgesny nie, maar iets van sy identiteit en posisie voor Abba Vader. Sy het die sigbare teken van sy toewyding afgesny. Soos die tsitsi 'n teken van verbond en toewyding is, was Samson se hare dit vir hom. Toe dit afgesny is,
het hy sy geestelike krag verloor. Net so probeer die vyand ook vandag alles om die sigbare en onsigbare tekens van jou toewyding aan Abba Vader af te sny. Hy gebruik misleiding, gemak, trots, vrees, selfs skaamte of selfs mense om jou weg te lok van jou roeping as 'n heilige koninklike priesterdom, om jou identiteit te verduister en jou afhanklikheid van Abba Vader stil te vervang met selfvertroue of wêreldse denke. So kom ons elkeen ponder bietjie oor dit. Wat in jou lewe probeer die vyand gebruik om jou toewyding te knip, af te sny? Wat laat jy toe om stilweg jou identiteit in Abba Vader te laat aantas? Dra jy nog die teken van jou verbond? Is dit sigbaar en met trots, of het jy dit laat afsny deur kompromieë? Mag ons terugkeer na die plek van ware toewyding, waar ons nie net die simbole dra nie, maar die hart dra wat daarbey pas. Want as jou hart uitverkoop is aan jou koning, sal jy sy tekens met vreugde dra en sy krag met vrymoedigheid leef. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u liefde, dankie vir u goedheid. Vader, ons het u lief en daarom wil ons doen dit wat u vir ons sê. Ons wil nie net u woord hoor nie, maar ons wil oorgaan en dit doen, daardie woordjie asaf. Ons wil oorgaan en lewe volgens u woord. Ons wil haar Shema leefstyl leef en leef volgens u woord. Lei ons net in die waarheid, Vader, want ons het u lief en ons wil volgens u woord wandel in verbond. Ons loof en ons prys u vir u woord en vir u liefde. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jod-Heh-Vavai. Amen. Shalom.